Hallo Word Collective en vriende. Welkom by video nommer 18 oor die onderwerp die doop met die Heilige Gees. Ons is tans besig met 'n reeks video's oor disippelskap, terwyl ons deur die fondasie van geloof werk. Dankie dat jy deel is van hierdie reis. Ek bid dat jy jou hart sal oopmaak om die seën van die Here te ontvang. In video nommer 17 het ek gedeel oor die doop van gelowiges, waar ons gesien het dat ons geroep is om die evangelie van Jesus Christus te versprei. Mense moet gered word, tot geloof kom en dan die opdrag gehoorsaam om in water gedoop te word as 'n teken van sterwe aan self en op te staan in Christus as 'n nuwe skepping. In vandag se video gaan ons gesels oor die onderwerp doop met die Heilige Gees. In 'n latere deel van Jesus se bediening het hy die belangrikheid van waterdoop beklemtoon en daarna het hy verduidelik hoe die doop met die Heilige Gees op die doop in die water volg. Handelinge 1 vers 5, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Dan kyk ons na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Ons lees dit in Handelinge 2. Daarna het die apostel Petrus 'n boodskap gebring oor waterdoop, sowel as oor die ontvang van die Heilige Gees. Handelinge 2 vers 37 en tot 38. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Kom ons kyk na die voorbeeld wat ons vind in die bediening van Filippus en die apostels, so wat ons lees in Handelinge 8. Filippus en die apostels het hierdie patroon voortgesit, naamlik punt nommer 1, die verkondiging van die evangelie van redding, punt 2, die doop in water, punt 3, die ontvang van die Heilige Gees. In hierdie geval het dit gebeur deur handoplegging van die apostels. Handelinge 8 vers 14 tot 17 stel dit soos volg. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want hy het toe nog nie op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Hulle het wel toe die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. Kom ons kyk na Jesus se belofte aangaande die Heilige Gees. Jesus was doelbewus in sy onderrig aangaande die Heilige Gees as ons helper. Hy het gesê dat dit ons tot voordeel is dat hy na die Vader terugkeer, sodat die Heilige Gees in sy plek kan ontvang. Jesus verseker ons ook van die krag wat ons deur die Heilige Gees sal ontvang. Ons lees daarvan in Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die uiterste van die aarde. Die vraag is egter, het jy hierdie stappe al geneem? Het jy Jesus Christus as jou Here en Verlosser aanvaar? Het jy die aansporing van Heilige Gees ervaar om jou te laat doop in water as die doop van gelowiges? Het jy die Heilige Gees ontvang as die inwonende Christus, geroep om langs jou te staan, jou te help en die krag te gee om die evangelie te deel, om siekes te genees en die gebrokenes te help? Die doop met die Heilige Gees is 'n kragtige en noodsaaklike deel van ons geloofsreis. Mag jy die seën van die Heilige Gees ervaar en daardeur versterk word om in gehoorsaamheid aan God te leef. Bid asseblief saam met my. Here, ek kom na U met die woorde van Jesus, dat gelowiges krag sal ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom. Vader, ek bid nou vir die invulling van U Heilige Gees, terwyl ek hierdie gebed bid. Dankie Vader, vir die Heilige Gees en die dunamiskrag van die Heilige Gees, wat ek nou ontvang. Ontvang die Heilige Gees in Jesus naam. Kia sorontono ma shentene ma kia sentene ma resontono ma yesontene. Kere sontono ma yesontono ma kia sorentene ma shontono. Dankie Here dat ek U Vader kan noem. Dankie vir die helper, die Heilige Gees wat in my woon. Leer my om die stem van die Heilige Gees te erken. Help my om te weet wanneer dit U is wat my denke lei deur die Heilige Gees. Gee aan my die geestelike gawe om in 'n hemelse, Heilige Gees geïnspireerde taal te spreek. Dankie vir die dunamis krag
van die Heilige Gees en die moed om vir ander te bid. Skep in my 'n begrip en 'n liefde vir die woord en 'n begrip en 'n liefde van God. Amen. Ons waardeer dat jy na die Disippelskap reeks kyk en ons moedig jou aan om ons te volg op jou keuse van sosiale media sodat jy nie die volgende video mis nie. In video nommer 19 gesels ons oor die onderwerp, die oplegging van hande. Gaan en wees geseënd.